Ons gaan aan met meting deel 2. Belangrike omskakelings om hier te onthou is 1 uur is gelyk aan 60 minute, 1 week is gelyk aan 7 dae, 1 dekade is gelyk aan 10 jaar, 1 minuut is gelyk aan 60 sekondes, 1 jaar is gelyk aan 52 weke, 1 eeu is gelyk aan 100 jaar, 1 dag is gelyk aan 24 uur, 1 jaar is gelyk aan 365 dae en 1 millennium is gelyk aan 1000 jaar. So jy kan dit vir jouself neerskryf, dit is goed wat jy uit jou kop uit gaan moet leer. Dan 'n baie belangrike ding om te onthou, sê maar jy het 5 uur en 30 minute, so die 5 dubbelpunt 30, dit beteken nie, dit is gelyk aan 5,3 ure nie, so moenie die mekaar word met dit nie. 5 uur en 30 minute, onthou 30 minute is 'n halwe uur, so jy kan hom skryf as 5,5 uur, want dit is 5 en 'n halwe uur, maar jy kan nie sê 5 uur en 30 minute is 5,3 uur nie, dit werk nie so nie, so 5 uur en 30 minute is 5,5 uur. Dan kan jy vir jouself hierdie treintjie oorteken hoe om horlosietyd te bereken, so jy het sekondes, aan die linkerkant, dan jy minute en dan jy ure, en dit bly 60, so as jy van sekondes of minute af toe gaan, deel jy met 60, en as jy van regs af links gaan, dan maal jy met 60, so jy kan hom vir jouself so oortyd, dan enige som wat hulle vir jou gee oor horlosietyd sal jy kan bereken met die treintjie. Hier is nou 'n voorbeeldsom wat ek saam met jou sal doen. Skakel 5 ure om na minute toe. So stap 1, kyk na my treintjie, jy sien ek begin by die urestasie en ek ry na minute toe. Stap 2, omdat ek van groter na kleiner gaan, met ander woorde ek gaan links beweeg, moet ek maal. Stap 3, vat nou my ure wat hulle vir my gegee het, maal het met 60 om het na minute toe te kan vat en ek kry 5 maal 60 is 300 minute. Dit wil sê 5 ure is gelyk aan 300 minute. Nommer 2, skakel 1000 sekondes om na ure toe. Ok, stap 1, kyk na my treintjie, sien ek gaan by sekondestasie begin, ek gaan verby minute moet beweeg en ek gaan tot by ure moet gaan. So dit wil sê, daar gaan 2 stasies wees waar ek moet stop. Kyk nou na stap 2, omdat ek van 'n kleiner na 'n groter ding te beweeg, moet ek deel. Ok, onthou sekondes is kleiner as ure, so ek gaan van 'n kleiner ding na 'n groter ding beweeg. Stap 3, vat nou my sekondes wat hulle gegee het, 1000 sekondes, gedeel deur 60 en ek kry 16,66666 minute. Nou deel ek het verder met 60, want ek moet van minute af gaan tot by sekondes, en dan kry ek 0,2777 wat repeteer, en ek rond hom af 0,28 ure. Dit wil sê 1000 sekondes is gelyk aan 0,28 ure. Ok, probeer nou hierdie 2 voorbeelde self. Nommer 1, skakel 180 minute om na ure. Nommer 2, skakel 1 uur om na sekondes. Gaan jy jou tyd gee om dit te doen? Kyk gou of jy reg is, 180 minute gedeel deur 60 is gelyk aan 3 ure. Dit wil sê, 180 minute is 3 ure. Hoekom het ek gedeel met 60? Want ek moes van minute af na ure toe beweeg, so ek moes van 'n kleiner ding na 'n groter ding toe gaan, so dit beteken ek gaan deel. Tweede een, skakel 1 uur om na sekondes. So ure is groter as sekondes, dit beteken ek gaan van 'n groter ding na 'n kleiner ding te beweeg, so ek gaan moet maal. So ek vat 1 uur maal met 60, dan kry ek 60 minute. Nou moet ek verder gaan, want ek kan nie by die stasie verby gaan nie, so ek het nou by minute gestop, nou moet ek van minute af sekondes toe gaan. So 60 minute maal ek weer met 60, dan kry ek 3600 sekondes. So 1 uur is gelyk aan 3600 sekondes.
Nou een stapie moeiliker. Hoe maak ek as hulle vir my ure en minute saam in een som gee? Kyk na hierdie voorbeeld. Skakel 6 ure en 23 minute om na ure. Ok, stap 1. Sien dat die som vra om het om te skakel na ure. Dit beteken, ek hou my ure wat hulle gegee het net soos wat het is, want dit is klaar in ure. Ek gaan net met die minute moet bereken. Stap 2. Sien dat my treintjie van minute na ure toe gaan beweeg. Onthou, minute is kleiner as ure, wat beteken ek gaan moet deel. Ok, stap 3. Vat nou die minute wat hulle vir jou gegee het in die som en deel het met 60. So 23 minute gee hulle vir ons deel het met 60, ons kry 0,38 en repeteer en ons rondom af 0,38. So dit wil vir ons sê 23 minute is 0,38 ure. Nou is jou som nog nie klaar nie, kyk by stap 4. Onthou die ure wat reeds gegee was in die som, so hulle het reeds 4 ure gegee, ons het net die minute bereken. Tel nou die gegewe ure, met ander woorde daai 6 ure wat hulle vir jou gegee het, by die minute wat jy net bereken het. So 6 ure plus die 0,38 ure, geef jou 6,38 ure. Dit wil sê, 6 ure en 23 minute is gelyk aan 6,38 ure. Tweede voorbeeld, kyk nou as ons dieselfde som net omkeer. Skakel nou 6 ure en 23 minute om na minute toe. So nou moes jy het na ure toe gevat het, nou gaan jy het na minute toe vat. So stap 1, sien die som vra om het om te skakel na minute. Dit beteken ek hou my minute wat hulle vir my gegee het net soos wat het is, want dit is mos klaar in minute. So ek gaan net berekening met die ure doen wat hulle vir my gee. Stap 2, sien nou op my treintjie as ek van ure na minute toe beweeg, dis van groot na klein toe, so ek moet maal. Stap 3, vat nou die ure wat hulle vir jou gegee het en maal het met 60. So hulle het vir my 6 ure gegee, ek maal het met 60 om by minute uit te kom en dit is 360 minute. So nou weet ek, ok, 6 ure is gelyk aan 360 minute, maar my som is nog nie klaar nie, want daar is ure wat hulle, ander minute wat hulle vir my gegee het wat ek by moet tel. So stap 4, onthou van die minute wat bo reeds in die som gegee was, tel nou die gegewe minute by die minute wat jy bereken het. So 360 minute is wat ek nou net bereken het, plus die 23 minute wat die som bo vir my gee. So ek kry 383 minute. Dit wil sê 6 ure en 23 minute is gelyk aan 'n totaal van 383 minute. Probeer nou hierdie 3 self, moenie net skiep en kyk na die antwoorde nie, toets jouself of jy het actually nou al kan doen. Nommer 1, skakel 8 ure en 13 minute om na minute toe. Nommer 2, skakel 8 ure en 13 minute om na ure toe. Nommer 3, skakel 1 ure en 59 minute om na ure toe. Ok, doen dit asseblief regtig. Dit is maklik as jy kyk, maar dit raak moeilik as jy dit op jou eie moet doen. Ek gee vir jou tyd dat jy dit op jou eie probeer. Eerste een wat jy kan merk, 8 ure en 13 minute om na minute, so ek hou die ure, maal met 60 en ek kry 480 minute. Nou plus ek my oorspronklike minute wat hulle vir my bygegee het, by die wat ek bereken het. 480 plus 13, so ek kry 493 minute. Dit wil sê 8 ure en 13 minute is gelyk aan 493 minute. Nommer 2, 8 ure en 13 minute om na ure toe. So ek vat net my minute, ek deel het met 60, ek kry 0,2166, wat aanhou, ek rondom af 0,22 ure. Nou moet ek my ure wat ek bereken het, bytel by die oorspronklike ure wat hulle vir my gegee het, soos 8 ure plus 0,22 ure, so ek kry 8,22. Dit wil sê 8 ure en 13 minute is gelyk aan 8,22 ure.
Derde ene, 1 uur en 59 minute om na ure toe. So ek vat my minute, ek deel dit met 60 om dit na ure toe te kan vat, kry 0,983 wat repeteer, rondom af 0,98 ure. Nou tel ek my oorspronklike ure wat hulle gegee het by, 1 uur plus 0,98 uur, so ek kry 1,98 ure. Dit wil sê 1 uur en 59 minute is in totaal gelyk aan 1,98 ure. Ek het die volgende deel sommer genoem leeftijdomskakelings, want dit is die tye wat ons leef. Ok, so jy kan net gou weer vinnig vir jouself hierdie skryf of net weer kyk daarna. 1 minuut is 60 sekondes, 1 uur is 60 minute, 1 dag is 24 uur, 1 week is 7 dae, 1 jaar is 365 dae, 1 jaar is 52 weke, 1 dekade is gelyk aan 10 jaar, 1 eeu is gelyk aan 100 jaar en 1 millennium is gelyk aan 1000 jaar. Hierdie goed moet jy uit jou kop uit gaan leer, so jy moet outomaties weet, as hulle vir jou vra, hoeveel jaar is aan 'n millennium, moet jy klaar weet 1000. As jy dit nie ken en vir jouself kan teken op jou vraestel nie, gaan jy nie berekeninge kan doen daarvan nie. Dan 2 baie belangrike tips om te onthou. Voordat ons met die voorbeeld sommer begin, die eerste een, as jy van 'n kleiner na 'n groter ding toe gaan beweeg, moet jy altyd deel. So van kleiner na groter, deel jy. As jy van 'n groter na 'n kleiner ding toe moet gaan, gaan jy altyd maal. So skryf dit vir jouself neer en leer dit ook uit jou kop uit. As jy 'n vraestel kry, skryf jy al die goed wat jy net bo genoem het in die tabel, saam met al jou treintjies wat jy nou al geleer het, saam met die tips aan die een kant. Dan maak nie saak wat hulle vir jou in die toets vra nie, jy sal dit kan doen. Ok, eerste voorbeeld. Hoeveel dekades is daar in 50 jaar? So stap 1, gaan kyk wat gee hulle vir my. Hulle gee vir my 50 jaar. Stap 2, kyk nou vir my wat vra hulle. So sien hulle vra dat ek jare na dekades gaan moet verander. Stap 3, onthou nou die reël van bo. Onthou jare is kleiner as wat dekades is, so as ek van klein na groot toe beweeg, dan moet ek deel. So nou vat ek stap 4. Onthou dat 1 dekade is gelyk aan 10 jaar, so ek gaan nou my aantal jare wat hulle vir my gee in die som, vat en dan kan ek dit net deel met 10. So hulle gee vir my 50 jaar, ek deel hom met 10 en ek kry 5 dekades. Dit wil sê 50 jaar is gelyk aan 5 dekades. As jy nou hier nie geweet het, 1 dekade is gelyk aan 10 jaar, as jy dit nie gaan leer het nie, dan sou jy nie die som kon doen nie. Dis hoekom ek sê, daai omskakelings is baie belangrik, dat jy dit uit jou kop uit gaan leer soos theorie. Tweede voorbeeld. Hoeveel ure is daar in 528 dae? Ok, stap 1, sien wat gee hulle vir my? Hulle gee vir my 528 dae. Nou vat ek dit stap 2. Sien ek gaan van dae na ure toe moet beweeg, so van dae af na ure toe weet ek, dae is groter as ure by stap 3, so as ek van groot na klein toe beweeg, dan moet ek maal, dis 'n reël wat jy moet gaan leer. Stap 4, onthou nou, dat 1 dag is gelyk aan 24 uur, so dit beteken, ek moet my aantal dae wat hulle vir my gegee het, kan ek net vat en maal met 24, so ek vat 528 dae, maal het met 24 en ek kry 12.672 ure. Nou weet ek, ok, dit wil sê 528 dae is gelyk aan 12.672 ure. Derde voorbeeld. Hoeveel sekondes is daar in 3 jaar? Ok, hier is 'n lang som, so let mooi op. Stap 1, kyk wat gee hulle vir my, ek sien hulle gee vir my 3 jaar. Stap 2, sien nou dat ek van jare na sekondes moet beweeg. Stap 3, jare weet ek is ons groter as sekondes, so as ek van 'n groot na 'n klein ding toe beweeg, moet ek maal. Theorie wat jy moet ken. Stap 4, verander nou die jare wat hulle vir jou gegee het na daartoe, deur met 365 te maal. Hoekom maal ek spesifiek met 365? Omdat ek weet dat 1 jaar is gelyk aan 365 dae. Jy moet dit uit jou kop uit ken. So nou weet ek, ok, ek kan my aantal jare vat, wat 3 jaar was wat hulle gegee het, ek maal dit met 365 dae, en ek kry 1095 dae. Dit wil sê 3 jaar is gelyk aan 1095 dae. Maar nou is my som nog nie klaar nie, want ek is nou eers by dae. Hulle wil hê ek moet werk tot en met sekondes. Ek moet die jare na sekondes toe vat. So ek het nou eers my jare na dae toe gevat. So kyk nou stap 5. Verander nou my dae wat ek bereken het na ure toe. Om dit te doen, onthou 1 dag is gelyk aan 24 uur. Dit moet jy uit jou kop uit ken. So nou vat ek my dae wat ek bereken het, was 1095 dae. Ek maal dit met 24 en ek kry 26.280 ure. Nou stap 6. Nou verander ek my ure wat ek bereken het na minute toe. Onthou 1 uur is gelyk aan 60 minute, so ek vat my ure, maal dit met 60 en ek kry
1.576.800 minute. My som is nog steeds nie klaar nie, want dan moet ek nog van minute af sekondes toe gaan. So nou vat ek my minute wat ek bereken het, ek maal het met 60, hoekom met 60? Omdat 1 minuut is gelyk aan 60 sekondes. So ek vat die getal, ek maal het met 60 en ek kry op die ou end 94.608.000 sekondes. So nou weet ek, okay, dit wil sê 3 jaar is gelyk aan 94.608.000 sekondes. Nou is my som klaar. Nommer 4. Hoeveel weke is daar in 672 ure? Stap 1. Sien hulle gee vir my 672 ure. Stap 2. Okay, sien dat hulle wil hê ek moet van ure na weke toe beweeg. So dit beteken, ure is kleiner as weke, so ek gaan van klein na groot toe beweeg, en dit beteken mos ek moet deel. As jy jou reëls ken, weet jy dit. Stap 3. Nou vat ek die ure wat hulle vir my gegee het, en ek verander dit eers na dae toe. So ek vat 672 ure, ek deel dit met 24 en ek kry 28 dae. Hoekom deel ek met 24? Want 1 dag is gelyk aan 24 uur. Ok, so nou het ek gekry 28 dae, nou gaan ek aan, stap 4. Vat nou my dae wat ek bereken het en verander dit na weke. Ek weet mos 1 week is gelyk aan 7 dae, so ek kan my dae vat, gedeel deur dit met 7, so 28 gedeel deur 7 en ek kry 4 weke. Nou weet ek in totaal, ok, 672 ure is gelyk aan 4 weke. Kyk, toets na jouself, probeer hier op jou eie, kyk of jy het reg het. As jy het reg het, dan weet jy verstaan het nou. As jy het nie reg het nie, begin maar weer oor met die video en kyk, moenie net gaan kyk na die antwoorde en dink, oog ja, dit lyk maklik nie, want dit is maklik as mense dit saam doen. Gaan toets jouself, doen dit op jou eie, merk saam na die tyd, en as jy sien net alles reg, dan weet jy verstaan het, so nou maak jy ook wat hulle vir die toets gee nie, jy sal dit kan doen. So nommer 1, hoeveel dekades is daar in 30 jaar? Nommer 2, hoeveel minute is daar in 13 dae? Nommer 3, hoeveel sekondes is daar in 2 jaar? Nommer 4, hoeveel weke is daar in 1680 ure? En nommer 5, hoeveel dae is daar in 2 millenniums? So as dit nodig is, pause, gaan terug na jou tabelletjie toe, kyk wat is nou weer gelyk aan wat, kyk gou weer na jou reëls, kyk deur die voorbeelde, probeer die som op jou eie, gaan tyd gee en dan gaan ons merk aan die einde. Maak nou jou eie somme. So nommer 1, 30 jaar, hoeveel dekades was dan 30 jaar? So ek kon 30 jaar vat en ek deel met 10. Hoekom kon ek deel met 10? Want 1 dekade is gelyk aan 10 jaar en ek gaan van kleiner na 'n groter ding te beweeg, so ek weet ek moet deel. So 30 jaar gedeel deur 10, geef my 3 dekades. So 30 jaar is gelyk aan 3 dekades. Nommer 2, hoeveel minute is daar in 13 dae? Ok, nou vat ek 13 dae, ek weet mos 1 dag is gelyk aan 24 uur, ek gaan van 'n groter na 'n kleiner ding toe, so ek moet maal, want dae is groter as ure, so is groter na kleiner, so ek vat 13 dae, ek maal dit met 24, en ek kry 312 ure. Maar nou is ek nog nie klaar nie, want hulle wil hê ek moet na minute toe gaan in totaal vir die som. So nou vat ek my ure wat ek bereken het,
Ek maal dit weer met 60. Hoekom maal ek met 60? Want 1 uur is gelyk aan 60 minute. So 312 ure maal met 60 gee vir my 18.720 minute. Dit wil sê 13 dae is gelyk aan 18.720 minute. Okay, nommer 3 is weer lang ene. Hoeveel sekondes is daar in 2 jaar? Nou begin ek. 2 jaar, ek maal dit met 365. Hoekom? Omdat 1 jaar is gelyk aan 365 dae. Ek weet jare is groter as wat dae is, so as ek van groot na klein moet beweeg, dan mag ek maal. So 2 jaar maal met 365, gee vir my 730 dae. Okay, nou vat ek my dae, gaan ek my dae na ure toe bereken. Ek weet 1 dag is gelyk aan 24 uur, so ek vat 730 dae maal met 24, en ek kry 17.520 ure. Nou moet ek van ure af minute toe gaan. Ek onthou, okay, 1 uur is gelyk aan 60 minute, ek weet nog ek is besig met maal, so ek vat my ure wat ek bereken het en ek maal dit met 60, dan kry ek 1.051.200 minute. Nou moet ek van minute af na sekondes toe gaan. Ek weet 1 minuut is gelyk aan 60 sekondes, so ek vat 1.051.200 maal dit met 60 en ek kry 63.072.000 sekondes. So, nou die einde. Dit wil sê 2 jaar is gelyk aan 63.072.000 sekondes. Nommer 4. Hoeveel weke is daar in 1680 ure? Okay, heel eerste gaan ek my ure na dae toe moet vat. Ek deel omdat ek weet ek gaan van klein na groot toe beweeg. Ure is mos kleiner as dae. Ek weet ook dat 1 dag is gelyk aan 24 uur. So nou vat ek my ure, 1680 ure, ek deel dit met 24 en ek kry dis gelyk aan 70 dae. Nou moet ek my dae vat na weke toe. Onthou 1 week is gelyk aan 7 dae, so dit beteken ek kan my aantal dae vat. Ek deel dit met 7 en ek kry 10 weke. So dit wil sê 1680 ure is gelyk aan 'n totaal van 10 weke. Nou, laaste enetjie nommer 5. Hoeveel dae is daar in 2 millenniums? Okay, baie belangrik, onthou 1 millennium is gelyk aan 1000 jaar. So dit wil sê 2 millenniums kan ek mos net maal met 1000. Hoekom maal ek? Want ek gaan van groot na klein toe. Millenniums is mos groter as jare. Of as dae. So nou begin ek, nou sê ek, okay, 2 millenniums, ek maal met 1000, is gelyk aan 2000 jare. Nou wil ek my jare na dae toe vat. So nou weet ek, 1 jaar is gelyk aan 365 dae. Dit beteken as ek 2000 jaar het en ek maal met 365, dan kry ek die aantal dae wat 730.000 dae is. So dit wil sê 2 millenniums het 730.000 dae.